Here Jesus, dankie dat ons vanoggend so by mekaar kan kom, Here. Dat ons U naam kan eer en loof en prys. En Here, waar ons kan weet dat U ons koning en ons verlosser en ons redder is. Here, dankie dat ons na U voete toe kan kom met dit wat in ons hart is. Here, dankie dat ons dit by U voete kan kom neersit, kan kom los en kom weet, Here, U gaan genesing bring, U gaan werk, U gaan deurbrake gee, U gaan doen wat nodig is om gedoen te word. So baie dankie, Here, dat ons nie nodig het om ons uitdagings alleen te face nie, maar dat U ons handvat en ons lei. Seën ons ook in hierdie diens vanoggend, Here, kom maak ons rustig, help ons om te fokus, Here, op dit wat U woord vir ons wil kom oopbreek. Dat ons die stem sal hoor en dat ons sal weet wat U met ons wil kom deel. Ek bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons het verlede week bietjie gekyk na die tema van eintlik om gestrand te wees en jy spesifiek oor die verhaal van Israeliete wat tussen Egiptenare en die Rooi See vasgevang was. Daar waar hulle nie geweet het watter kant om te gaan of hoe hulle nou moet vorentoe gaan nie. Waar hulle vertroue geleer het om in Jesus of in God die Vader te sit sodat hy 'n deurbraak vir hulle kon gegee het. En vandag gaan ons verder kyk rondom dit en iets wat spesifiek ons almal op 'n manier raak en of dit nou fisies, geestelik of emosioneel is. Ons word gestrand op hierdie manier en daarom ook vandag se tema wat ons oor gaan gesels van innerlike blindheid na uiterlike geloof toe. En dadelik kan julle nou eintlik agterkom dat ons bietjie oor blindheid gaan praat en blindheid self verduidelik om wat dit is. Nou blindheid is wanneer ons oë nie 100% reg werk nie. Wanneer ons of sukkel om te sien, meeste van ons dra brille ook hierso, of dit 'n leesbril is of 'n bril is om te bestuur of 'n elke dag se bril. Ons het dit nodig om te help om te sien wat voor ons aangaan, wat dinge meer in perspektief sit en dat help om te fokus. Dan is daar ook mense wat glad nie meer die gebruik van hulle oë het nie. Hulle kan glad nie sien nie, dit is heeltemal weg. Nou gelukkig in vandag se moderne wêreld is daar hulpmiddels en mediese goed wat ons kan help met dit, wat ons beter kan sien, wat ons 'n bietjie genesing kan laat kry en goed. Maar tog in die Bybelse tyd was dit nie daar nie. Hulle het nie daai tipe van mediese kennis gehad wat ons vandag het om ons te help met ons oë sodat ons beter kan sien nie. Dat ons fisies beter kan fokus op dit wat voor ons is nie. En wanneer iemand blind was, was dit die oorsaak ook, of het dit 'n oorsaak gehad van armoede. Hierdie mense was gewoonlik bedelaars gewees wat langs die strate gesit het, want hulle familie het hulle half uitgeskop. Hulle was nie met deel gewees van die sosiale kringe gewees nie. So hulle was bedelaars, mense wat een kant toe is en wat nie belangrik gesien was nie. En dit is eintlik hartseer as ons so dit drasties hoor hoe dit regtig was, maar dit is wat gebeur het. Nou Jesus self, toe hy op die aarde geloop het, het hy gesê, maar ek kry die mense jammer. Ek voel vir hulle. En daarom gaan ons juist een van hierdie verhale lees, van 'n blinde man wat Jesus aangeraak het. En ons kyk daarso in Markus 10, vers 46 tot vers 52 toe, en ek lees uit die 2020 vertaling uit. Dit sê daarso, hulle het in Jerigo aangekom, en toe hy met sy disippels en 'n groot skare uit Jerigo vertrek, het 'n blinde bedelaar, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, begin hy uitroep, Seun van Dawid, Jesus, ontferm U oor my. Baie mense het hom berispend aangesê om stil te bly, maar hy het dit al hoe harder uitgeroep, Seun van Dawid, ontferm U oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op. Hy roep jou. Hy gooi toe sy boorkleed af, spring op en kom na Jesus toe. Jesus vra hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die blinde man antwoord,
Rabuni, dat ek kan sien. Jesus sê toe vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien, en hy het hom op sy pad gevolg. Nou hierdie gebeurtenis spesifiek, kom in al 3 evangelies nogals voor en elkeen is verskillend, maar hierdie spesifieke verhaal in Markus, om die agtergrond te verstaan, hulle is op pad om te loop, deur Jerigo, pad na Jerusalem toe. Jesus is op pad, saam met die 12 in hierdie skare, om Paasfees te gaan vier. Maar nie net Paasfees soos wat hulle dit normaalweg gevier het nie. Hy was op pad gewees om die geslagte lam van die wêreld te word. Dit is waarheen hy op pad was toe hierdie verhaal gebeur het. Hierdie skare wat saam met hom agter hom aanstap, hulle is besig en hulle raas en gesels en hulle is opgewonde. En moontlik was Jesus besig gewees om hulle te leer, soos wat hulle daar gestap het. Hulle het geluister na wat Jesus sê, hulle het geluister wat hy met hulle deel, en hulle is opgewonde oor dit wat hulle hoor. En hulle is ingestel op dit wat voor hulle is, hierdie pad saam met Jesus, om saam met hom te stap, so niks en niemand mag hulle aandag aftrek nie. Niks mag hulle wegvat van dit waartoe hulle op pad is nie, of dit waarmee hulle besig is nie. So hulle is gefokus op die stem van Jesus, saam met Jesus te loop. Maar op die pad net buitekant Jerigo sit hierdie blinde man, Bartimeus. Hy sit daar, hy is blind, hy kan niks sien nie. En ek wil regtig klem lê op die feit van die blindheid wat hy beleef. Hierdie blindheid wat eintlik sy identiteit geword het. Dit is wie hy is. Hy is die blinde Bartimeus. Hy is die een wat net bedel en niks anders doen nie, want hy kan niks anders doen nie. Dit is wie hy is. Maar tog in daardie tyd, soos wat ons nou ook deur die Bybel gegaan het, weet ons dat die gebruike was om iemand, as jy iemand wil herken, dan noem jy hulle pa se naam of hulle familienaam of waar hulle vandaan kom. Nou in sy geval noem hulle sy pa se naam, maar dit het hom nie veel krediet gegee nie. Dit het hom nie veel gehelp, enigstens om te sê van wie sy ouers is of waar hy vandaan kom of enigiets, want hy is blind. Hy is niks. Hy word uitgeskuif. So dit is eintlik sleg as 'n mens sien, dit is wat sy identiteit was die blindheid, sy gebrek, die seer wat hy gehad het, nie wie sy ouers was of enigiets soos dit nie. En hy het dit beleef. En ongelukkig ook, niemand wou hom help nie. Ek meen, hy hoor hierdie skare aankom, dit is 'n geraas en goed, en nie een van hierdie klomp was bereid gewees om te sê, maar hoorie, kom Bartimeus, gaan ons jou vat na Jesus toe, wat ons weet, hy kan jou gesond maak nie. Ons weet, hy kan iets in die sekonde, dat ons jou kry. Hulle los hom net daar, dat hy sit, en hulle jak hom af en hulle maak hom stil. Maar dit is erg om dit te dink, hoe hy so vasgevang is in hierdie blindheid. Hy is gestrand eintlik in sy gebrek wat hy het, daarso waar hy sit, as 'n boemelaar, bedelaar. Maar wat mooi is, toe hy besef dat dit Jesus van Nasaret is, het hy geweet, dit is nie net enige man wat hier verbystap nie, dit is nie net die man van die klein dorpie af nie, hierdie man is die Messias. En dis hoekom hy uitroep en sê, seun van Dawid. Hierdie blinde man wat nie sig het nie, wat 'n bedelaar is, het dadelik Jesus se identiteit herken as Messias. Hy het dadelik herken wie Jesus werklik is. Dis nie net Jesus van Nasaret nie. Dis nie net nog 'n man nie. Hy is iemand spesiaals. So herken Jesus se identiteit. So eintlik ook moes hy half en half die geskrifte geken het, want hy het geweet 'n Messias gaan kom. Hy het geweet hierdie persoon gaan kom om hulle te kom red. En spesifiek Lukas 4 vers 18 praat van die Messias of die een gaan gestuur word na die armes toe, die gevangenes, die blindes en die onderdruktes. Is dit nie presies wat hierdie man is nie? Wat hy beleef nie, hy is gevange in sy eie seer en gebrokenheid. Hy is arm, hy is blind en hy word onderdruk deur die samelewing. So Jesus is vir hom gestuur, so ook vir ons elkeen. En soos wat hierdie skare net sê, maar hoor hierso, moenie so uitroep nie, bly stil, ons wil jou nie hoor nie, Jesus gaan nie met jou praat nie. Hoe harder skree hierdie man,
hoe harder roep hy vir Jesus en hulle bly net aanhou sê, maar jy moet stil bly. Jesus gaan jou nie raak sien nie, hy stel nie belang in jou nie. En dis eintlik sleg as ons so daaraan dink, as ons dit so met mekaar deel. Dat ons baie keer mense net stil maak en sê, maar hierso, jy kan nie. Jesus gaan niks met jou te doen wil hê nie. Maar hierdie man sê net dadelik, ek weet hierdie is die Messias en ek soek hom, so ek gaan aanhou roep. Ek gaan my alles gee om te roep. So eintlik kan ons sê, Bartimeus het 'n stuk dapperheid gehad. 'n Stuk dapperheid wat hom gehelp het om te skree bo oor hierdie skare stemme. Dapperheid wat gesê het, maar ek soek die Jesus wat hier verbystap. Ek weet hy gaan iets doen. Hy gaan my aanraak. En dit is hoekom hy net skree en skree en skree. Maar tog in 'n mate is dit ook 'n stuk geloof wat inkom. 'n Stuk geloof by hom wat eintlik hom dryf daarna toe om net nog harder te skree. Amper soos 2 Korintiërs 5 vers 7 ook noem van, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. So Bartimeus het gelewe deur geloof. Hy het daar gesit en hy het die geloof gehad om te sê, maar ek roep Jesus aan, waar al die mense rondom Jesus wat by in die skare was, kon gesien het wat besig is om te gebeur en wie hierdie Jesus is. Het Bartimeus geloof gehad. En hy het daar volgens gegaan en hy het dit gevat en net harder geroep. En al het die skare gesê, maar jy is nie goed genoeg nie en homself probeer eintlik vasvang in sy blindheid. Hulle was eintlik 'n oorsaak ook van sy gestrandheid. Het hy net gesê, ek gaan net nog 'n keer probeer. Ek gaan net nog 'n keer harder skree. Ek gaan net nog 'n keer uitroep na Jesus toe. En ek gaan roep dat die seun van Dawid my sal hoor. En tog Jesus het hom gehoor. Nie net die skare wat hom stil gemaak het nie, maar Jesus het hom gehoor. En dit is wat vir my mooi is met die hele verhaal. Maar tog kom ons vat dit bietjie terug en ons internaliseer dit gou 'n bietjie. Wat is die skare binne ons wat ons baie keer stil maak? Is daar skare binne ons wat skree en sê maar jy is nie goed genoeg nie, of skree wat sê maar hoekom kom jy op 'n Sondag kerk toe? Hoekom is jy 'n gelowige? Hierdie skare wat sê maar Jesus sien jou nie raak nie, Jesus gaan nie jou gebede verhoor nie. Hou maar net op. Wat is daai skare in ons lewens wat ons kom stil maak? Wat ons kom keer om uit te roep na Jesus toe, om net nog harder te skree, nog harder te roep na hom toe. Wat keer ons? En tog kan ons sê, maar ons geloof moet hierdie geskree dryf. Ons geloof moet dryf om te sê, ek maak hierdie ander goed stil in my lewe, sodat ek kan fokus op Jesus. Dat ek kan fokus op hom en hom kan gaan soek, met alles in my. Want hy is die een wat voor my is. En tog hierdie gejaagdheid of hierdie geskreeheid skare binne ons, kan baie keer meer wees net as 'n besige program. Dit kan harder wees as 'n gejaagdheid in die buitelewe wat ons het, van een plek na die volgende plek, om die goed te doen na die volgende goed te doen. Dit is baie meer as net dit. Dit kan goed wees wat lei na angs, na depressie, na vrees, na benoudheid toe. Goed wat ons emosioneel aftrek, of goed wat ons laat twyfel in die goedheid van die Here. So daarom kan ons eintlik nie stil bly nie. Ons moet besluit om te sê, gaan ons geloof kies en gaan ons so dapper wees soos Bartimeus en begin skree en soek na die Here. Gaan ons uitroep na hom toe en vra dat hy na ons sal kom, dat hy ons stem sal hoor. En is juist dan wat ons sê, maar ons skuif die doofheid van die wêreld, skuif ons uit. En ons fokus op Jesus. Ons maak die stemme stil. Ons maak die skare in ons binneste maak ons stil. Want Jesus is ons mikpunt. Jesus is die een waartoe ons werk en waarop ons fokus kan rig. So daarom kom Jesus en hy sê, maar roep harder nog uit. Kom soek my met al jou mag en krag, want kyk hoe Bartimeus gedoen. Hy het uitgeroep en hy het harder geroep as hierdie skare wat rondom hom is.
Hoekom kan jy dit nie ook doen nie? En wanneer ons so uitroep, is dit nie net van ons roep uit en niks gebeur nie. Jesus gaan ons hoor. Op die regte tyd gaan ons hoor en hy gaan ons intrek in 'n lewe in wat hy vir ons gestoor het, 'n mooi lewe, 'n geseënde lewe, 'n tydperk, 'n seisoen wat vol van sy seëninge is. Een waarna ons kan uitsien. En dis juist waar Bartimeus nie net gesien het hoe Jesus hom hoor nie, maar ook waar hy 'n nuwe verhouding ontdek het met Jesus. Waar hy in 'n dieper verhouding met Jesus kon ingaan. Waar hy kon geloop het en gesê het, maar my geloof is in Jesus, dis my identiteit. Jesus is die een waartoe ek, of wie ek agteraan loop. Hy is my fokuspunt. En tog, wat ons ook moet raak sien hierso, is Jesus wat saam met hierdie skare so op pad is, waar hy besig is, of op pad is om geskiedenis te maak daar in Jerusalem, het hierdie man om erken as die Messias. Die Messias, die seun van Dawid, hierdie man het gestop. Jesus het gestop. Verleer dit met insink by julle. Ons roep baie keer uit. En ons dink Jesus hoor ons nie, maar in hierdie verhaal, Jesus het gestop. Hy het nie aangehou loop nie. Gestop en gedraai na Bartimeus toe en hy het geluister en gevra, maar wat kan ek vir jou doen? Wat het jy nodig? En hy sê van, Here, ek wil sien. Ek wil net sien. En Jesus raak hom aan en hy genees hom. Maar wat vir my mooi is, die feit van Bartimeus toe hy Jesus hom roep, toe het hy sy boekleed afgegooi. En ons weet 'n boekleed is iets wat iemand veilig en warm gehou het, of waar hy op gesit het, as hy op die grond gesit het en goed. Hy het daai ding afgegooi en hy het hom daar gelos. Hy het nie teruggegaan om hom op te tel nie. So eintlik het hy gegaan en gesê, maar ek los my verlede. Ek los die blindheid, ek los die bedelaarskap en alles los ek agter. Want ek gaan na Jesus, die een wat voor my is. Die een wat my aanraak en my gaan genees. So is daar iets wat ons dalk moet afgooi volgend. Is daar iets wat ons so moet afgooi, wat ons moet los agter ons, wat ons eintlik terughou. Iets wat ons gestrand hou in hierdie spasie of hierdie seisoen wat ons is, wat ons keer om vorentoe te gaan. Wat is dit in ons lewe? Want Bartimeus het nie net genesing gekry van sy oë nie, maar hy het transformasie beleef. Transformasie in sy binneste, in sy wese, en het 'n nuwe mens geword, want hy het nie net daar gebly en gesê, okay, dankie Jesus, nou kan nie verder loop nie. Sy lewe was so verander gewees, dat hy saam met Jesus op pad was. Al was dit net vir 'n kort tydjie gewees, wat hy agter Jesus kon aanloop, was hy saam met hom. Maar soos wat ons weet ook, met blinde mense, hulle struikel mos, wanneer hulle loop sonder hulp of enigiets. Ons het dit nou beleef, as ons nie kan sien in die donker nie, dan stamp ons toon of ons stamp ons knie of iets soos dit, en ons maak onsself redelik seer. Maar Bartimeus het net gehardloop, hy het opgespring en gehardloop. En ja, daar was ook 'n paar struikelblokke, en hy het ook iemand gestamp of iets toe hy na Jesus toe gegaan het, maar hy het gegaan. Hy het geloop. Hy het opgestaan en hy het gegaan. Hy het nie omgegee oor hierdie struikelblokke of die stadige loop wat hy dalk het nie. Hy het geweet waantoe hy op pad is. Hy het geweet waantoe hy loop. So dalk beleef ons self in ons lewe 'n struikelblok. Struikelblokke wat ons keer om by Jesus uit te kom. Ons weet ons wil by Jesus uitkom en hy roep ons en ons wil in die teenwoordigheid van die Messias inkom. Maar ons konstant struikelblokke wat ons keer. Goed wat ons terughou, goed wat ons sê, maar jy kan nie nou by Jesus uitkom en dis nie nou jou tyd nie. Wat keer ons? Wat is ons struikelblokke? En daarom kan ons net sê, maar ons moet vorentoe gaan.
Ons moet kies om vorentoe te beweeg, ons moet kies om te loop, ons moet kies om net by Jesus uit te kom. Dat hy ons fokus kan wees. Bartimeus wat eintlik vir ons so voorbeeld is van die dryfkrag van geloof, wat hom dapper gemaak het om harder uit te roep. Dapper gemaak het om te sien wie Jesus is. Nie net 'n man nie, maar die Messias. Maar tog met sy geloof wat hy gehad het, baie keer wonder ons, maar hoe kan ons geloof hê, as dinge net nie uitwerk nie? Ons bly roep, ons bly vra, ons bly bid en smeek, maar daar kom net nie 'n uitweg nie, ons sien nie iets gebeur nie. Maar dan 'n bekende vers wat ons weet van Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So ons geloof hoef nie perfek te wees om by Jesus uit te kom nie. Ons hoef nie sterk in ons geloof te wees om in die Here se teenwoordigheid te sit nie. Ja, wanneer ons by hom is en saam met hom 'n pad stap, gaan ons groei in ons geloof. En dit is wat hy wil hê. Jesus wil hê ons moet groei. Jesus wil vir ons meer gee as wat ons het. En dit mag 'n tydperk wees. Maar tog sê hy, kom nog steeds. Al is jou geloof hoe klein, kom nog steeds. Ons geloof moet ons dryf om in die teenwoordigheid van God in te kom. By sy voete te gaan sit. En net oor te gee. Vir hom ons hartsbegeertes te gee, dit wat in ons hart aangaan, dit wat pla, net by hom te los. Want Jesus wil ons kom aanraak. Soos wat hy Bartimeus aangeraak het en hom genees het, dat hy kon sien, wil Jesus ons kom aanraak. Hy wil die blindheid in ons binneste wil hy kom wegvat. Die blindheid wat deur wat ook al veroorsaak word, wil hy kom genees. So al wat ons moet doen is net nog harder uitroep, nog harder skree, maar ook luister wanneer Jesus ons roep. Want as Bartimeus nie gehoor het dat Jesus hom roep nie, dan sou hy nie hierdie beleef het nie. Sou hy nie hierdie verhaal gehad het nie. Sou sy identiteit nie verander het nie. Want juist daarin kan ons sien dat ons nie nodig het om vasgevang te word in enige blindheid nie. En enigiets wat ons terughou nie. Want Jesus kom gee vir ons 'n insig en 'n uitsien na iets moois. Wanneer Jesus ons aanraak, val die skille dalk van ons oë af, fisies, geestelik of emosioneel. Dit is ook so dat mure omval wanneer ons harder uitroep en by die Here uitkom. Dis dalk dat ons so genees word in ons binneste dat ons ook soos die skarels sal maak en net uitgaan en opgewonde is om oor Jesus te praat en saam met hom te stap. Om te weet ons het 'n nuwe identiteit in Christus. Dit is waartoe ons werk. Die identiteit wat help om te sien dat ons 'n gelowige is en dat ons op pad stap saam met die groot geneesheer. So my gebed vir ons elkeen vanoggend, al beleef ons wat se blindheid, maak nie saak in wat se situasie dit is nie, dat ons die skare wat in ons binnekant sal stil maak. Daardie stemme wat ons probeer afdruk om te sê, maar jy is nie goed genoeg om by Jesus uit te kom nie. Jy is nie goed genoeg om 'n kind van Jesus te wees nie, dat ons dit sal stil maak. Dat ons geloof sal kies, dat ons sal aanhou uitroep, en dat Jesus ons sal kom aanraak. Dat ons sal kies om te streef na Jesus, en dat ons saam ook nie net sal agterbly nadat Jesus sy werk gedoen het nie, maar dat ons saam met hom op pad sal wees. So op die pad, so saam met hom sal wees, dat ons hom nog steeds sal loof en aanbid. Dat ons stemme sal verhef en eer en lof aan die Vader gee. Dit is my gebed vanoggend vir ons elkeen. Want deur dit wat hy met ons doen, kan ons hom dank. Ons kan hom dank vir sy seëning, ons kan hom dank dat hy ons help om nie vasgevang te wees in blindheid nie. Ons kan hom dank dat hy 'n deurbraak gee vir ons. Maar ook die feit dat hy Jesus stop.
Dat Jesus stop by ons elkeen, dat hy ons vra wat ons nodig het. Dat Jesus luister na dit wat ons met hom deel. Dat hy ons kom aanraak en dat hy ons kom genees. So ons kan hom dankie sê vir dit. So daarom mag ons dit ook so beleef in ons lewe vandag. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan hoor oor 'n blinde man wat dapper was. 'n Blinde man wat geloof gekies het, Here, om nog harder uit te roep na U. Here, waar Bartimeus gesê het, hy gaan nie toelaat dat die skare hom kom stil maak nie. Here, leer ons elkeen vanoggend ook so om dapper te wees. Here, om al hoe harder uit te roep na U. En ja, Here, al is daar hoeveel struikelblokke. Al is daar hoeveel tyd wat verbygaan en daar's nie antwoorde nie, Here, dat ons sal aanhou roep. Help ons om die geloof in ons lewens so te kies, Here, dat ons geloof sal groei. En dat ons heeltyd net in U teenwoordigheid sal wees. Here, help ons om nader en nader en nader aan U te kom. Maar dankie ook, Here, dat U stop. Dat U na ons toe draai, dat U saam met ons elkeen is en dat U luister. Dankie vir die hand van genesing, dankie vir deurbrake en dankie vir uitkoms wat U vir ons gee. Ons loof en ons prys en ons gee vir U alle eer en alle lof. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Kom ons dank Here met ons dankoffers.